1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Joshua en die mure van Jerigo. Die mense van Jerigo het begin dink dat die Israeliete dalk 'n bietjie teen mekaar was. Watter soort leer stap net om en om en om die stad sonder om iets te doen? Toe kom die 7de dag. Die son het skaars opgekom toe die Israeliete al begin het. Maar hierdie keer was dit anders. Hulle het een keer om die stad gestap en toe nog 'n keer en toe nog 'n keer. 7 keer altesaam het hulle om die stad gestap terwyl die priesters op hulle ramshorings geblaas het. Na die 7de keer het die priesters 'n lang, harde noot op die ramshorings geblaas. Skree! Het Joshua beveel. En toe het al die Israeliete so hard geskree soos hulle kon. Dit was 'n geluid so hard dat dit gelyk het asof die hele wêreld dit kan hoor. En toe het iets ongelooflik gebeur. Die grond het begin bewe en skud. Die reusagtige mure van Jerigo het begin kraak en skeur. En toe, voor almal se verstomde oë, het die mure in mekaar geval. Die sterk, dik mure wat vir jare en jare gestaan het plat geval soos 'n kaartehuis in die wind. Die Israeliete kon dit nie glo wat hulle sien nie. God het 'n wonderwerk gedoen. Hulle het die stad binne gegaan en dit ingeneem, net soos God beloof het. Maar te midde van al die opwinding het Joshua 'n belangrike belofte onthou. Daar was 'n vrou met die naam Rahab wat in Jerigo gewoon het. Sy het vroeër Israelitiese spioene gehelp toe hulle die stad kom verken het, en hulle het beloof om haar en haar familie te beskerm. Joshua het manne gestuur om Rahab en haar familie veilig uit die stad te bring, en hulle het by die Israeliete aangesluit. Daardie aand, terwyl die sterre oor die land skyn, het Joshua aan sy mense verduidelik: "Vandag het ons gesien dat God altyd sy beloftes hou. Hy het beloof om ons hierdie land te gee, en hy het ons gehelp om Jerigo in te neem. Maar ons moes hom vertrou en presies doen wat hy gesê het, al het dit vreemd gelyk." Die Israeliete het daardie aand met dankbare harte gaan slaap. Hulle het geleer dat wanneer jy God vertrou en hom gehoorsaam, selfs die onmoontlike moontlik word. Selfs die sterkste mure kan val wanneer God aan jou kant is. En so het Joshua en die Israeliete hulle reis voortgesit met die wete dat God altyd by hulle sou wees, elke tree van die pad. Onthou, net soos God vir Joshua en die Israeliete gehelp het, is hy ook altyd by jou, elke dag en elke nag. Fluit, fluit, my storie is uit.